Ja, het ek nou 'n interessante droom gehad hierdie naweek. Baie interessant en geweldig bevestigend van wat Vader vir my gesê het. Sjoe, 5 jaar gelede, God waarsku lank voor die tyd. Ek meen Openbarings 2000 jaar teruggeskryf. Luister mooi na hierdie droom. Ek sien koning Charles is in Suid-Afrika. Ek sien dit gaan glad nie goed met sy gesondheid nie. Hy word hier so siek aan sy hart, hulle wou hom instoot by een van hierdie groot private hospitale, iets te doen met 'n stent wat hulle in die hart wil sit of iets. Verstaan nie mooi nie. Maar in my droom is hy hier, en hy is regtig nie gesond nie. Hy moet gaan hospitaal toe, en hy wou nie ons Suid-Afrikaanse hospitale gebruik nie. Hy verkies toe dat hulle hom terugvlieg Brittanje toe. Nou, hoekom was hy nou so seer hierso? Wel, in my droom het ek gesien, hy kom soek blyplek. Nou ons weet die Saudis het daar in Mpumalanga, dink ek weet nie of dit in die Oos-Kaap ook is nie, maar ek weet hulle het in Suid-Afrika gekom en hulle het vir hulle klomp grond koop. Nou ek dink hulle is bekommerd dat hulle moet vlug, so hulle soek ekstra grondgebied, plekkie waar hulle kan heen vlug as dinge skeefloop. En ek het al vir julle verduidelik, Bibi Netanyahu, ons gaan sien hoe vlug hy ook Suid-Afrika toe. En Charles kom dan om te kom kyk na eiendom onder andere in Suid-Afrika, maar dis nie alrede hoekom hy hier is nie. Hy is hier om 'n ooreenkoms te sluit met die Suid-Afrikaanse regering. Daar sal 'n direkte ooreenkoms gesluit word tussen koning Charles, tussen die Britse koningshuis, ek glo hulle sal, maar dit moet wees vir hy wat kom, want ek het gesien hy is hier en ek het gesien hy is sieklik. Nou ons weet almal Charles is nie gesond nie, so ek glo dit is hom wat ek sien. Dit is nie dat hy net 'n simbool is van die Britse koningshuis nie. Ek glo hy kom direk saam met 'n Britse afvaardiging Suid-Afrika toe en hulle kom 'n ooreenkoms sluit met die Suid-Afrikaanse regering. En dit het alles te doen met troepe stuur in die geheim na Suid-Afrika toe in die tyd wanneer daar 'n revolusie is om die ANC-regering te lig uit posisie uit. Nou ek het dit ook al vir julle gesê, ek het vir julle gesê toe Cyril Ramaphosa terugkom daarvan die Trump besoek af, 'n paar maande terug, toe sê ek luister, wat hulle nou gaan doen is, hulle gaan hierdie ooreenkoms sluit met die Britte, dat die Britte troepe moet stuur, want ons het nie meer 'n weermag nie, en ons het nie eintlik meer 'n polisiediens nie, dat die Britte 'n weermag moet stuur, en hulle sal dit in die geheim stuur, sieners sê hulle lê in die hawens en wag vir die regte tyd, en wanneer die revolusie losbars, en die boerevolk neem wapen op, wat hulle eintlik nie moet doen nie, dan stuur hulle die Britse troepe in om die boerevolk te verpletter. En ons gaan sien dat baie mense seer kry in die proses, en baie mense sterf. So, hierdie ding is 'n ding wat op die kaart is, baie belangrik. En dit is ook deel vir my van 'n ander droom wat ek gehad het op 21 Junie 2020. Ek het nou spesifiek gaan kyk na die datum. Ek het gedroom, daar kom 2 Engelse briewe in die land in. Nou, 'n Engelse brief is 'n Britse afvaardiging. En ek het gesien, een het my naam op. Nou ja. Nou, toe ek mooi dink oor hierdie droom, wat Vader vir my gegee die naweek, toe besef ek, maar daar is 2 Engelse briewe wat inkom, maar die een Engelse brief is dan nou, Charles, wat nou kom besoek aflê in Suid-Afrika. En hier begin hy nou ernstige hartprobleme ontwikkel. Hy's klaar nie gesond nie. Die vingers swel, dit lyk of hy nierprobleme het. Dan het hy op 'n stadium prostaatkanker gehad, so hy's glad nie gesond nie. En hierdie, wat ons sien omtrent Charles en hoe siek hy raak, het alles te doen met die abdikasie van Charles ten gunste van William. Nou ja, baie mense sal sê, ja, maar dis mos nou logies, dit is. Maar die vraag is, wat gebeur dan met die Britse koningshuis? En dit het natuurlik alles te doen met die swart slang wat sal pik na die vrou op die troon. Nou mense dink die vrou is koning Elisabeth, dit is nie. Die vrou op die troon is die Britse koningshuis. So, wat is eintlik 'n vroulike organisasie. 'n Organisasie is altyd vroulik.
So ja, ek dink ons moet verstaan, hier kom interessante dinge. As jy nou vir my moet vra, wanneer gaan dit gebeur? Jong, ek moet raai. Ek kan nie vir jou 'n tyd gee nie. Maar na aanleiding van wat ek dink, naamlik daar kom 2 Britse afvaardigings in die land in. Die eerste een sal koning Charles wees. En hy kom dan om 'n ooreenkoms te sluit met die regering. En in daai tyd sien ons, hy is reeds siek aan sy hart. Dan moet ons dit dalk sien voor Desember hierdie jaar, Desember 2025. Ek raai maar. Ek kan nou nie vir jou verseker sê nie. God het nie vir my 'n datum gegee nie. Maar na aanleiding van wat ek voorheen gedroom het, vermoed ek dit het daarmee te doen. En ja, soos ek sê, ons gaan sien dat hy abdikeer ten gunste van Prins William, en dan in die tyd wat William regeer, sien ons die swart slang pik na die Britse troon, en hierdie is 'n massiewe terreuraanval op die Britse troon. My persoonlike opinie is dit 'n inside job, amper soos 9/11. 9/11 was ook 'n inside job. Die moord op JFK was 'n inside job. So ek dink dit is wat ons gaan sien. Dit is 'n inside job. En ek dink dit het alles te doen met Brittanje se toetrede tot die wêreldverhoog van oorlog. Menende, hulle wil so hulle bevolking motiveer om aan te sluit by die weermag, om te veg teen, kom ons sê Iran, om te veg teen Rusland, om te sê, luister, kyk wat het met ons gebeur, ons het 'n 9/11 storie gehad, ook in Brittanje, so ons moet toetree, ons moet gaan wraak neem, die vyand is nou Islam, of die vyand is die Russe, of wie ook al. En om daardie rede moet almal deel raak. Ons gaan nou 'n draft inbring, en jonk en oud moet deel raak van die draft, en ons sal natuurlik eers by die jonges begin, want ons weet die Britse populasie weier op hierdie stadium om enigiets te doen vir hulle land. Want sê hulle, die land is verkoop aan Islam, so hoekom moet hulle nou enigstens gaan veg? Vir wie moet hulle nou veg? En nou ja, hierdie is natuurlik die plan om van baie blanke mans ontslae te raak. En dan sê Blikstemdromer baie interessante ding. Hy sê in die tyd waar daar nie mans is nie, die blanke mans is weg, hulle moet gaan veg vir Brittanje, hulle is deel van die Derde Wêreldoorlog, word Islam in hierdie swartes word opgelei, en ons sien klaar, daar's genoeg bewyse, dat dit is reeds so, ek het al daaroor 'n video gemaak, dat hulle die moslems in die swartes oplei in Brittanje, klaar besig daarmee, om as 'n polisiediens op te tree en om die plaaslike bevolking te onderdruk. En Blikstemdromer sê hy sien 'n verskriklike ding vir Brittanje. Hy sien wanneer die vrouens opstandig raak oor die slegte situasie en die hongersnood en hulle optogte het, dan maak hierdie swartes in islamitiese polisie hulle bymekaar en sit hulle in kampe. En daar vind massa verkrachtings en moord en abuse plaas. Dis 'n droom wat hy 'n rukkie terug gehad het. Nou op my groepe hanteer ek sy drome, ek hanteer sy visioene, ek het 'n hele kanaal vir hom op Telegram waar ek al sy inligting bære en kommentaar daaroor lewer en verduidelik. So as jy belangstel, so ja, ek is hier om die volk te waarsku, ek is hier om julle voor te berei. Dit is net jammer so min mense wil voorberei word, maar goed, dit is nou nie my probleem nie, né? Ek het nou die saad gesaai. Maar nou ja, baie interessante droom wat ek gehad.